SAVF is die ontwikkelaar van 380 nuwe wooneenhede en 'n gesondheidssentrum by die Oogaftree landgoed in Mokgopong, Limpopo. Hier word 'n Bosveld aftree leefstyl geskep waar natuur, die mens en gesondheidsorg integreer. Wel, die hoogtepunt van die finansiële jaar gebeur hierdie week en is die minister van Finansies se nasionale begroting natuurlik. En ek het 'n vermoede ons gaan wel 'n begroting kry, anders as verlede jaar toe ons 3 probeerslae gehad het voor die begroting uiteindelik gelees is. En die rede daarvoor, ek dink die minister het 'n klomp lesse geleer en ek dink hy het al reeds met die meeste van die politieke partye saam met hom in die koalisie het hulle al nou reeds mee besluit wat in die begroting gaan wees en wat nie in die begroting gaan wees nie. So ek dink die begroting gaan wel plaasvind. Wat vir my nou nogal interessant is dat aangesien die ander ouens nou al reeds weet wat in die begroting staan het, sover ek weet, daar nog niks eintlik gelek oor wat in die begroting gewees het. Maar hier's 'n paar dinge wat ek dink belangrik is waarna jy moet oplet. Een daarvan is sekerlik die minister se verwagting in terme van ekonomiese groei. Ek reken hy gaan sê so 1.4%, miskien 1.5% of so. 'n Paar groot syfers soos die fiskale tekort as 'n persentasie van die ekonomie. Nog 'n baie belangrike syfer is die totale skuld as 'n persentasie van die ekonomie en dan die verskillende ander goeders wat belangrik is, soos byvoorbeeld sekere belastingveranderings. Onthou daar's horrende spulbelastings en dis die platform waar die minister van Finansies belastingveranderings gaan aankondig en natuurlik wat die uitgawekant aanbetref, daar gaan hy 'n klompie aankondigings maak. Ons het nou 'n paar idees gekry van wat daar gaan gebeur. Een daarvan is dat hierdie spesiale sogenaamde COVID grant of oordrag die gaan voortstaan en uiteindelik gaan dis 'n permanente ding. Dit gaan 'n permanente ding bly. So dit is grootliks wat in die begroting van die minister van Finansies verwag gaan word. En nou volgende week gaan ons hier so in die ateljee gaan ek vir professor Janie Rousseau kry om saam met my die begroting heeltemal te ontleed. Ons gaan 'n belastingkenner kry en ons gaan alles kyk wat daar aan die gang is in die begroting en ons gaan probeer om hierdie begroting so 'n bietjie meer verteerbaar te maak. Ek weet mense sê dis begroting, so 'n klomp syfers is vervelig, dit raak maar nie, dit raak elkeen van ons. Om die waarheid te sê, ek sou sê 'n begroting is eintlik die hart van 'n demokrasie. So luister wat die minister van Finansies te sê het en ons gaan volgende week gaan ons dit vir julle makliker te maak om te verstaan wat alles daar binne in die gang is.